Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons Sondag erediens van Uit die Woord Digitaal. Ja, die winter is besig om nader te kruip. Ons haal die wintersklere uit en die komberse word oorgegooi in die nagte wanneer ons slaap. En so weet ons die seisoene verander en dat die Here ook daarvan in beheer is. Maar hier by Uit die Woord Digitaal klop ons harte warm vir Jesus Christus ons Here. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Die afgelope maand het meer as 70,000 mense ingeskakel by Uit die Woord Digitaal se boodskappe op ons YouTube kanaal. Dankie dat jy deel is daarvan. Maar YouTube het vir ons laat weet dat slegs 20% van al hierdie mense aangesluit het by ons kanaal of gesubscribe het by ons kanaal. En daarom wil ek graag vanmôre vir jou vra, sluit gerus aan by ons kanaal en gaan gooi vir ons 'n duimpie wat sê dat jy hou van ons kanaal. Wanneer jy dit doen, dan gebruik YouTube se algoritme hierdie inligting om ons boodskappe en ons preke en ons oordeenkings aan te beveel by mense op die internet. En so kan ek en jy 'n baie groot verskil maak om die evangelie van Jesus Christus met die wêreld te deel. En daarom wil ek jou uitnooi vanmôre, sluit asseblief aan by ons kanaal. Jy is ook baie welkom om aan te sluit by ons daaglikse oordeenkings. Elke dag stuur ons aan duisende mense oggendoordenkings sodat ons dag reg kan begin. En dit is alles gratis. Jy is baie welkom om daarvan deel te wees. Stuur vir ons jou naam en jou selfoonnommer na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Liewe vriende, dan wil ons baie dankie sê vanmôre uit die diepte van ons hart vir almal se skenkings en donasies. Sonder julle is dit onmoontlik om hierdie kanaal in stand te hou en om preke en programme soos hierdie te kan maak en te kan uitsaai. Jou donasie, maak nie saak of dit groot of klein is nie, kan 'n baie groot verskil maak in God se koninkryk. Dankie dat jy ons hande sterk maak en dat jy vir ons so kan help om die woord van die Here na die wêreld toe uit te stuur. Nou liewe vriende, op hierdie pragtige môre is dit ons voorreg om stil te word in die teenwoordigheid van die Here. En kom ons word vanmôre stil voor God se genadetroon en ons vra hom om ons harte te open vir sy woord en met elkeen van ons te praat. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre op hierdie pragtige Sondagoggend voor U te kan stil word. Die lewende God van hemel en aarde. Dankie dat U ons Vader is, wat ons baie liefhet, wat graag met ons 'n pad wil loop in hierdie wêreld, en wat ook deur die Bybel vir ons wil kom leer en kom bemoedig en geestelik wil kom versterk. Dankie vir elkeen wat inskakel vanmôre. Maak ons harte oop vir U woord. Leer ons U wil en help ons deur die Heilige Gees om te kan verstaan wat U vir ons van ons vra en vir ons lewe beplan. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Liewe vriende, ons gaan vanmôre stil staan by 'n tema wat elkeen van ons se lewens raak. En dit is die hele gedagte oor tyd. Ek en jy het beperkte tyd in ons lewe. Die Bybel sê, koop die tyd uit, want die dae is boos. En ons weet dat ons nie vir ewig hier op aarde kan lewe nie, en dat tyd elke dag minder word in ons lewe. Weet jy dat jy slegs 168 ure in 'n week het om te lewe? Hoeveel daarvan gebruik jy vir die Here? As 'n mens, kom ons sê 70 jaar lank lewe, en 15 jaar daarvan is maar jou kinderjare en jou grootwordjare, wat jy dalk nie alles kan doen wat jy graag wil doen nie, omdat jy maar nog leer en skool toe moet gaan en 'n kind moet wees en opgevoed moet word. En kom ons sê 5 jaar daarvan, van daardie 70 jaar, is al dalk van jou hoogs bejaarde jare waarin jou gesondheid dalk nie meer so baie goed is nie, jy dalk nie baie aktief meer kan wees nie.
En van daardie 70 jaar sê navorsing vir ons, slaap jy 20 jaar. Dan is daar fisies net 30 jaar oor waarin jy kan lewe. Net 30 jaar waarin jy alles kan doen wat jy graag wil doen, waarin jy familie bymekaar of by 'n familie kan hê of saam met vriende rondom die woord van die Here tyd kan spandeer of deel van 'n kerk kan wees of om belangstellings uit te lewe. En nou is die vraag, hoeveel van daai 30 jaar spandeer jy aan die Here? Want is dit nie so dat die Here vir ons tyd gee nie? Psalm 31 sê vir ons tye is in God se hand. Nou kom ons gaan lees vanmôre uit die woord van die Here net een vers uit Psalm 90. Nou hierdie is 'n gebed van Moses en ons gaan lees net vers 10. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar. Of as ons baie sterk is, 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Liewe vriende, as ons net na ons eie lewe elke dag kyk, sien ons hoe die dae verby vlieg, die een na die ander. As jy jou oë uitvee, is dit oggend, die son kom op, jy begin jou dag, die oggend is baie vinnig verby, en dan is dit middag en ewe skielik is dit donker, en ons maak gereed om te gaan slaap. En so gaan die dae verby, vinnig. Dit vlieg verby, sê ons teks ook van vanmôre, en dit wat Moses vir ons kom skryf het. Tyd is iets hier op aarde wat nie onbeperk vir ons gaan wees nie. Die jare vlieg verby. En in ons teks van vanmôre sê die Bybel dat as ons sterk is, dan word ons 70 jaar oud, en as ons baie sterk is, dan word ons 80 jaar oud. Maar ons weet dat daar baie mense in hierdie wêreld is wat nie so oud word nie. Die afgelope week het ek van iemand kennis geneem wat sommer net skielik deur 'n hartaanval weggeneem is, op die ouderdom van 65. Ons hoor van motorongelukke van jong mense wat doodgaan en selfs kinders. Niemand van ons is seker oor die dag van môre nie. Ons weet nie wanneer dit ons beurt is en wanneer ons uiteindelik hierdie lewe gaan verlaat nie. Ons tye is in God se hand, sê Psalm 31. Met ander woorde, God het bepaal wanneer jy gebore gaan word, maar hy het ook bepaal wanneer jou sterfdag gaan wees. En as ons rekening hou met die feit dat baie groot deel van ons lewe ons moet slaap, of ons moet werk, of ons moet eet, dan is daar maar regtig min tyd oor, waar ons regtig dinge kan doen wat vir ons lekker is. Wat nog te sê van die feit, dat ons tyd moet gebruik in God se koninkryk. Ja, die Bybel kom leer vanmôre vir ons, liewe vriende, dat tyd kosbaar is. Paulus sê, koop die tyd uit, want die dae is boos. En dan lees ons ook wat die Here Jesus gesê het in Matteus 24 en 25, dat hierdie wêreldse tyd een of ander tyd verstreke gaan wees, maar dat hoe nader ons aan die eindtyd gaan kom van hierdie wêreld, hoe nader mense aan sonde en slegte dinge gaan beweeg. Ja, boosheid gaan half die oorhand neem. En ek en jy kan nie daarvan deel wees nie. Kinders van die Here moet tyd in die teenwoordigheid van God spandeer. Hoeveel tyd spandeer jy elke dag aan die Here? Ja, ons is almal baie besige mense en dit gaan woes somtyds met ons. Ons kom nie uit by dit wat ons graag altyd by wil uitkom nie. Wat nog te sê van Bybel lees en die woord van die Here oordink en om tyd saam met die Here te spandeer. Liewe vriende, en dan in 'n oogwink, soos wat jy jou vinger klap. Net so kan die Here jou lewe beëindig en jou tyd is verstreke. Gaan die Here tevrede wees met dit wat jy bereik het in jou lewe en in sy koninkryk. Ek wil jou vanmôre vra, het jy al by 'n punt in jou lewe gekom waarin jy jou tyd so sinvol gebruik het, waarin jy jou hart
en jou lewe vir die Here oorgegee het? Het jy al tot geloof in God gekom? Want as jou tyd uitgeloop het, as jou uurglasie leeggeloop het, dan is genadetyd verby en kan jy nie meer enige sake met die Here regmaak nie. Ons weet dat die Here Jesus talle kere in sy woord vir ons oproep om tot geloof in hom te kom en ons harte vir hom te gee en om ons tyd sinvol te gebruik, want tyd gaan nie vir ewig daar wees nie. Hoeveel tyd spandeer jy aan die Here en het jy al jou lewe oorgegee aan die Here? Want as jy gered wil word, as jy tot geloof in God wil kom, as jy eendag hemel toe wil gaan, dan moet jy jou saak met die Here regmaak. Jy moet jou hart en jou lewe vir hom oorgee. Want ek en jy weet nie of ons hierdie dag end uit kan uitlewe nie. Hoe weet ons of hierdie dag nog werklik waar vir ons in ons lewe tot beskikking gaan wees in sy volheid? Die Here besluit dalk, hierdie dag is jou laaste dag. Ken jy daarom die Here? Dien jy die Here? Het jy al tot by 'n punt gekom waarin jy jou lewe aan die Here toevertrou het? En al wat die Here van jou vra, is om na hom toe te kom, jou geloof in hom te kom stel, jou sonde voor hom te kom bely, en hy sal jou sy kind maak. En hy sal jou lewe nuut maak en jou denke vernuwe en verander. En dan word jy gered. Die Here se woord kom leer vir ons vanmôre dat tyd kosbaar is. En ek wil jou uitnooi, my liewe vriende, dat jy asseblief nie jou tyd sal mors op sonde van die wêreld en op slegte goddelose dinge soos misbruik van allerlei wêreldse dinge soos dwelms en drank en allerlei wêreldse genietinge nie. Koop die tyd uit. Gebruik jou tyd sinvol. Hoe doen ek dit? Deur 'n pad saam met die Here te loop. Bestudeer God se woord. Ontdek sy waarhede hierin. Vra sy Heilige Gees om hierdie dinge vir jou nuut te maak en jou in die geloof te versterk en jou so te bemoedig dat jou lewe God sal verheerlik. Want jy moet onthou, jy is vir God hier op aarde, nie vir jou eie genietinge en plesier nie. Die Here wil graag hê dat jy jou roeping sal besef en gaan uitleef in sy koninkryk. Ek wil vra vir jou in die besonder vanmôre, wil jy nie vandag stil word voor God en vir die Here kom vra, Here, ek wil vandag opnuut my lewe aan U kom toewy. Ek wil vandag 'n nuwe begin met U maak. Help my om my tyd sinvol te gebruik in U koninkryk. Help my om 'n verskil te maak oral waar ek is, deur goeie werke, deur my geloof uit te lewe, deur te getuig oor Jesus, deur my tyd vir U aan te wend. Die Here sal dit doen deur sy Heilige Gees as jy in opregtheid na hom toe kom ook vandag. Hierdie nuwe week lê voor ons en ons glo en vertrou dat die Here by ons sal wees. Maar maak vandag seker dat jou saak met God reg is, dat jy in hom glo en dat jy elke dag vir hom sal lewe. Want as jou uurglas vandag moet leegloop, moet jy seker wees in die hart dat Jesus Christus jou verlosser is, jou saligmaker is en dat jou saak met hom reg is. Dan sal jy gered word en die ewige lewe ingaan. Mag die Here dit 'n werklikheid in jou lewe maak en ek wil vanmôre saam met jou bid dat die Heilige Gees dit so in jou hart sal bewerk dat jy Jesus sal leer ken en 'n pad saam met hom sal loop. Kom ons word nou stil voor hom en ons buig in aanbidding voor die Here. Vader, baie dankie dat ons vanmôre vanuit U woord so wonderlik geleer kon word. En 'n oop uitnodiging kon kry om na U toe te kom en ons tyd sinvol te gebruik. Dankie dat U 'n Vader is wat omgee vir mense en dat U ons roep elkeen by die naam om 'n pad saam met U te loop. Laat ons vandag hierdie oop uitnodiging aanneem. En Here, vanmôre kom ons na U toe en ons kom sê vir U, hier is ons Here. Ons wil graag vandag ons harte vir U gee. Ons glo in U, neem ons by die hand
lei vir ons op u pad, red ons van ons sonde en hierdie slegte wêreld, en dankie dat elkeen wat u aangeneem het, gered sal word en die ewige lewe sal ontvang. Dankie vir elkeen wat inskakel vanmôre, hou ons veilig vas in u hande, en ons wy vandag ons lewens aan u toe. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Vriende, baie dankie dat u vanmôre ingeskakel het. Mag die Here vir u seën, en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.